Dit hier ons allemaal eintlik wil kos maak nie. Lekker like dit. Hier is meer 'n praatresep as wat reg 'n wysresep is. Maar ek kan tog vir julle vertel wat ons gaan doen. Hier agter my op die vuur het ons 'n ongelooflike lekker pork belly. Hy's 'n klein bietjie gerook en hy braai nou al 'n hele rukkie stadig daarso. Ons gaan net 'n baie eenvoudige een pan gereg maak wat ons almal om die tafel gaan geniet en net lekker kuier. Ons het vroeër 'n klein bietjie aardappels gaar gemaak. Hulle is klaar gekook, opgesny in rowwe blokkies en ons het 'n kool gedoen. Jy kan natuurlik 'n klein bietjie suurkool ook bygooi as jy wil, maar daar is net 'n gewone kool. Een of twee goed wat onthou as jy kook met kool. Dink aan 'n koolslaai kan jy rou eet. So enige groente wat jy rou kan eet, het nooit nodig om te gaar te word nie. Ons gaan 'n pan op die vuur kry, lekker warm maak. Ons gaan die aardappels braai, net 'n klein bietjie olie amper bros. Ons gaan dan ons kool byvoeg en letterlik vir 'n minuut of 2 eintlik net warm maak. Dan gaan ons hierdie heerlike pork belly van die vuur afhaal. Ons gaan hom in klein blokkies sny en by ons pan gooi. En by die tafel gaan ek elke gas 'n geleentheid gee, of moet ek sê elke vriend eerder, 'n geleentheid gee om 'n klein bietjie mosterd by te sit. En daar's 'n keuse vanaand. Ons doen vanaand ouma se soet mosterd en ons het ook 'n ongelooflike lekker Dijon mosterd met 'n klein bietjie heuning in. Daai soet smaak saam met 'n gerookte vark gaan ongelooflik wees. So ek is seker julle wil sien hoe lyk alles. So kom ons kry daai pan op die vuur en dan wys ons vir julle hoe vinnig en hoe maklik sit ons hierdie heerlike pork belly bymekaar. En wat sal dit nou wees om 'n heerlike stukkie vleis te maak sonder ietsie kouds in jou glas. Ons pan was 'n klein bietjie op die vuur gewees. Dit is goed, hy moet lekker warm word. Ons gaan 'n klein bietjie olie bysit, ons aardappels. Dan moet dit haastig wees nie, los die aardappels 'n bietjie. Jy soek 'n klein bietjie brosheid op daai aardappel voordat jy die kool bygooi. Jou kool gaan eintlik net 'n klein bietjie van die hitte kry om sag te word. So, ons los die aardappel vir 5 minute. Jy sal sien ek het nie baie sout op die aardappel gesit nie. Kos maak het vir my altyd laag van smaak. So toe ons die aardappels eers keer gekook het, het ons natuurlik klaar sout in die water gehad. Want die sout is besig om in die aardappel te trek soos of hy kook. Sodoende as jy so kook en jy sit laag geure by, soos wat jy die proses volg, hoort jy altyd net elke proses 'n klein bietjie geur te gee en jy hoef nooit te oorseason of te oorsout of oorgeur op elke stap van die proses nie. Gee so 'n klein bietjie sout. Ons aardappels, daar's 'n paar wat lekker bros, 'n paar wat nog sag is. Ek dink dit is tyd vir die kool. Maak seker die kool is baie dun gesny, sodat jy iets het wat amper stoom met die hitte en nie nodig het om te lank te kook nie. Ek gaan nog 'n klein bietjie van hierdie olyfolie bygooi. Olyfolie in 'n kookproses is nog iets wat geur toevoeg. Ek hou daarvan om canola-olie te kook, ek het al 'n paar keer gesê want dit het baie neutrale smaak. Maar iets soos dit gaan in daai gereg ons 'n klein bietjie peper uitgee, 'n klein bietjie van 'n ander smaak. So dis hoekom ek met olyfolie sal kook in 'n proses soos die, waar die kookproses nie te lank en te intensief is nie. Ek gaan nou die pork belly ook sny, ek gaan hom bygooi. Ek wil hê die aardappels en die kool moet 'n klein bietjie tyd kry om ook die geure van hierdie pork belly op te neem. Ons gaan my pan 'n klein bietjie van die hitte afkry. Ons gaan seker maak ons gee hom 'n goeie roer. So my gunsteling asyn is natuurlik 'n sherry asyn. Daar's ongelooflike rykheid daar met daai vark. So ons gee hom 'n klein bietjie van die sherry asyn. Ons gaan hom 'n klein bietjie peper gee. Hier laaste het ek 'n klein bietjie baie fyn gekapte gras, eie of chives. En hy's reg vir die tafel.